Goeiemôre, dit is Maandag die 6de April. Vanoggend lees ons saam Johannes 20 vers 19. Dit was al laat die aand op die eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hierdie was nog die Sondag van die opstanding, die eerste dag van die week. Wat alles gebeur het, is die vroue, Maria het gesê dat sy Jesus gesien het. Dis nou nadat sy eers vertel het die graf is leeg en Jesus se liggaam is weg. Later het Jesus aan Petrus verskyn. Jesus verskyn aan die twee Emmausgangers, die disippels wat Emmaus toe is, en wat toe terughardloop om vir die disippels te sê, maar hulle het vir Jesus gesien. En die disippels is nog steeds by mekaar, maar die deure is gesluit. Hulle is nog steeds bang. Ja, Jesus hoor hulle het opgestaan, en paar van hulle het hom gesien, maar almal is nog nie heeltemal oortuig nie. Hulle kruip nog half weg, en daar kom staan Jesus tussen hulle en sê vrede vir julle. Partykeer gebeur daar met ons ook goed wat ons amper nie kan glo nie. Ja, wat ons sien, maar wat ons nie regtig registreer nie. Wat ons besef en ander vertel dit, maar ons is nie heeltemal oortuig nie. Bly dat Jesus opgestaan het, nog steeds bang vir die Jode, vir die wêreld om hulle. Soms sukkel ons om dit wat gebeur te verstaan. Soms sukkel ons om God rondom ons raak te sien en in sy krag en liefde te lewe. Die wonderlike is dat God ons steeds liefhet en daar is vir ons. Hemelse Vader, dankie dat ons kan lees van Jesus se opstanding, dat ons deur die Gees oortuig word, Here, van dit wat hy in die kruis vir ons kon doen het, die ewige lewe wat hy vir ons bewerk het. Mag ons elke dag met hierdie vreugde, met hierdie krag, met hierdie sekerheid binne in ons leef. Partykeer is ons ook maar soos die disippels, ons sien en ons hoor, maar ons is nie altyd 100% oortuig nie. Ja, Here, en soms weet ons hierdie goed, en ons glo dit, maar die wêreld wat om ons is, maak ons nog steeds bang. Dankie dat U vir ons nog steeds 'n beskerming en 'n skuiling, 'n veilige vesting is. Mag ons dit vandag en elke dag steeds beleef. Here, ons kyk om ons en ons sien van die oorloë in die wêreld en die krisisse rondom olie en brandstof en die effek wat dit het op die wêreld, op ons eie land, op onsself. En ons bid, Here, dat U vir ons sal veilig vashou, dat U vir ons sal wysheid gee, dat U vir ons sal voorsien in dit wat ons nodig het. Ons bid vir hulle wat siek is, in die hospitaal is, wil U hulle aanraak en genees, wil U hulle toevou in U liefde. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.